Soos ek laasweek genoem het, gaan ons hierdie week 'n bietjie praat oor profetiese die profetiese gawe en hoe dit vandag nog lyk vir ons. Nou, ek weet nie, jy weet ons die mense wat hier by mekaar kom op 'n gewone Sondag is eintlik maar nogals wyd, nê, en ons blootstelling is wyd. So daar's verskillende posisies of oortuigings of waarna ons gewoond is. Maar ek dink as ons kan begin by 1 Korintiërs 14 en ons kan lees wat sê die skrif, want dis eintlik die oortuiging, nê. Want die gawes van die Heilige Gees is nie gesetel in my opinie nie, dis gesetel in wat die woord sê. En dis gesetel in wat God sê, wat hy vir my en jou beskikbaar maak. En my voorkeur vir 'n piesang of 'n appel teenoor jou voorkeur vir 'n peer of 'n papaya bepaal nie dat die bak nie vol is nie. So ek dink as ons kan begin by dat wanneer God sê sy gawes is beskikbaar vir ons en die vrug van daai gawes is beskikbaar vir ons, dan kan ons begin by 'n posisie waar ek en jy hoef nie onsself te beperk na gelang van wat ons dink vir ons maklik of toeganklik is. Inteendeel, ons moet gaan uit die posisie uit van wat sê die Here, wat wil hy vir ons hê? En dan as ek en jy nie dit kan sien op hierdie stadium in ons geestelike lewe of in die manier hoe ons hom toenader nie, dan is dit iets waarvoor ons moet vra. Julle hoor wat ek sê, nê? En ek dink dis waar tradisie inkom, nê? Nou tradisie kan baie goed wees, maar tradisie kan ook baie sleg wees, nê? En tradisie kan met 'n goeie gees oorgedra word. Mens sien in die skole wat baie tradisie het, jy kry daai 1 jaar groep, hulle vat daai tradisie net so bietjie te ver, nê? En dan die ander jaar groepe het dit 'n klomp positiewe effek, nê? So die mense het die vermoë om tradisie uit verband uit te ruk, nê, maar tog is daar waarde daarin. So in 1 Korintiërs 14 vers 1 staan daar, jaag die liefde na en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. En dan gaan hy aan en sê die een wat in tale spreek, praat nie net met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, maar deur die Gees praat hy verborgenhede. En dan gaan hy aan. Die een wat profeteer, praat egter wel met mense om hulle te bou, te bemoedig en te vertroos. En so, as mens dink aan die gawe van profesie, en mens dink aan die meer charismatiese oortuiging of hoe dit uitleef, dan dink ons aan die meer tradisionele manier van uitleef, dan is daar 2 uiterstes. Die een groepering sal sê, dit moet vry wees, en enigiemand kan enigiets sê, want die Here kan enigiemand gebruik, en die ander groepering sal sê, okay, maar hier is iets wat ons nie heeltemal verstaan nie, so dit is nie vir nou. En dan sê God vir ons in die woord, maar dis iets wat ons moet najaag. En dan begin hy sê, jaag liefde na, en streef na die gawes van die Gees. Met ander woorde, hy sê, jy weet, God is liefde, né? Julle stem saam met daai stelling, né? Die woord sê vir ons, God is liefde. So hy sê, jaag God na, né? En dan wanneer jy God najaag, dan sal jy die gawes ontvang, en die gawes van die Gees, en dan veral om te profeteer. Met ander woorde, veral om by daai punt te kom waar ek sê, okay, maar ek spreek dit wat die Here spreek. So as ons profeteer, nê, dan spreek ons dit wat God sê, nie dit wat ek sê. So die 2 uiterstes van bonatuurlike gawes, nê, is van so 'n aard dat ons kan kies dat tradisie ons lei, of ons kan saam met die woord gaan en ons kan sê, okay, maar ek wil dit wat in die woord staan, wil ek my eie maak. Okay, maar daar kom balansie in. Want ek het toe gaan oplees en ek het toe gaan kyk, maar die oorsprongskerke, nê, die ortodokse kerk en die katholieke kerk, toe wonder ek nou, okay, maar wat is hulle? Jy weet, hulle kom nou, hulle was ook die eerste gewees, nê? En hoe voel hulle oor profesie? Wat vrek interessant is dat beide van daai oortuigings, geloofsoortuigings, aanvaar profesie vandag nog.
Die Katolieke vat dit baie ver. Hulle gaan na die punt toe en sê, as iemand 'n profesie bring en sê, hierdie is 'n woord van die Here af, dan stel hulle 'n paneel aan, wat van enige plek in die wêreld van Rome af vlieg hulle nou, gaan ondersoek hulle dit, en hulle gaan ondersoek die persoon, en hulle gaan ondersoek als, en hulle kyk na die waarde daarvan, en indien daai paneel glo, dis wat die Here sê, dan publiseer hulle dit, vir die hele gemeente, vir die hele kerk, en hulle sê, hierdie is 'n woord van die Here. Die ortodokse kerk vat dit nie so ver nie, hulle maak profesie deel, so 'n lidmaat kan 'n profesie bring, en hulle kan dit deel in gemeente, en as die vader van die gemeente voel dit is reg, dan deel hulle dit. En dan tog kom ons hier wat eintlik uit daai oortuigings uitgekom het, as gevolg van die reformatie, en dan kom ons tot hierdie twee ekstreme. Die een groep sal sê ja, nee, verseker, en die ander groep sal sê onmiddellik, elke dag. Die ander sê nee, wag, ekskuus, ons sê vir ons. Maar die vraag in my hart is, wat sê die Here? Nou, een van die mooiste dele van waar beide daai oortuigings mee saamstem. En toe ek dit lees, toe ek soos my ek stem ook 100% saam daarmee. En dit is in 1 Tessalonisense 5 vers 19 tot 21 is die ondersteunende skrif. Maar is die beginsel dat 'n profetiese woord, met ander woorde, as ek 'n profetiese woord vandag vir julle bring, dan kan ek nie byvoeg tot die openbaring van Christus. Ek kan dit slegs bevestig. En ek dink dis waar die sleutel inkom. Vir my en vir jou, om te groei in ons geestelike gawes, om te groei in ons geestelike vermoë, moet ons verstaan waar lê die grense. Want die onsekerheid rondom die gawes van die Gees lê rondom, daar's nie grense nie, mense kan doen wat hulle wil. So ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. Ek het toe ek 'n jonger man was, het ek 'n profetiese woord gekry. Ek het by 'n vrou het 'n profetiese woord oor my uitgespreek. Ek het nie eers daarvoor gevra nie. Sy het sommer net iets gesê. En op die stadium het dit geklink, dit het mooi geklink, want dit het my ego gestreel en dit het my vlees gestreel. En as ek vandag terugdink oor wat gesê is, dan is dit nie hoe God praat nie, dis hoe die vyand praat. En dan weet ek met daai woord vandag, as ek van daai woord toets teen die openbaring van Christus, dan weet ek, daai woord is nie van die Here. Daai woord is uit die vlees. Met ander woorde, ek toets die woord na gelang van die openbaring van Christus wat reeds gekom het. Ek bring nie iets niets nie, ek bring 'n bevestiging. So 1 Tessalonisense 5, 19-20 staan daar, en ek som dit so vinnig op. Blus die gees nie uit nie, verag profesie nie, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Nou manne wat kuier, hou nog ons van daai skrif, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Hoor hom gereeld by die boerevereniging, beproef als, maar hierdie is lekker. Maar as God daarvan praat, dan praat hy van 'n gawe wat hy vir jou gegee het, 'n vermoë wat hy vir jou gegee het. En as ons kyk na 'n kunstenaar, en dan partykeer dan loop jy in 'n galery, dan sê jy, met daai is begaafd. Met ander woorde, hy het 'n vermoë, hy het 'n skill set, of sy het 'n skill set ontwikkel om iets uit te beeld. Dan kan jy jou indink dat die Here vir jou sê, hy wil vir jou die vermoë gee om vir ander te vertel wat is op sy hart verander. Hy wil vir jou die vermoë gee om sy hart te openbaar in en deur jou. Nou, hy sê dit nie vir die prediker nie, hy sê dit vir die gelowige. Hy sê dit nie net vir die apostels nie, hy sê dit vir elkeen wat glo. So die 3 opdragte rondom die fundament van profesie is dat ons alle dinge moet beproef en die goeie behou. Met ander woorde, ons moenie die gees uitblus nie. Ons moenie die gawes verag nie, maar ons moet alles toets teen die woord van God. Met ander woorde, as ek na jou toe kom en ek gee vir jou 'n woord en ek sê vir jou,
ek voel die Here sê vir jou so. Ek voel dis wat die Here vir jou sê, nê? Dat is jou verantwoordelikheid om dit te gaan toets deur die skrif en te sê, okay, maar sal God so praat? Sal God my ego opblaas, nê? Of sal God vir my sê, ek het hierdie in jou ingeplaas en ek wil dit deur jou sien kom. So die vroeë kerk, as ons nou teruggaan na die vroeë kerk toe, nê, het die gelowiges toegeglo dat Heilige Gees steeds gewerk het. So die oortuiging wat ons het, nê, van ons het vandag, dat Heilige Gees se werk gestop het, hulle het nie toe daai oortuiging gehad. Dit snaaks so na 'n lang tyd mense op 'n punt kom wat hulle voel, maar sjoe, dis nie meer vir my. Dis asof, jy weet, sekere kos as jy dit lank genoeg laat staan, dan het dit nie meer geur nie. En sekere gebeurtenisse, as jy dit lank genoeg gedoen het, dan voel jy nie, ek sou lus vir iets anders. Ek sou lus vir iets meer. Iets beter. Maar die vroeë kerk, hulle het geglo dat Heilige Gees steeds werk hulle was van oortuiging dat dit wat God bring deur profetiese woord stig en bydra, maar hulle het als getoets. So ek wil vra dat ons, nê, in ons gemeenskap vir Heilige Gees vra dat hy vir ons die dapperheid van oortuiging sal gee. Dat ons daai behoefte sal ontwikkel om God se woord verander met hulle te deel. Dat ons hom sal vra om die gawes wat hy gesê het vir ons is, aan ons sal te openbaar. Want ek en jy, nê, is nie net 'n gelowige omdat ons 'n oortuiging gemaak het nie. Weet, God noem ons seuns en dogters. Nou, my seuns en my dogters, ek het 'n verwagting op hulle. Ek het 'n verwagting in terme van hoe ek wil hê hulle moet optree, en wat is aanvaarbaar, en wat is nie aanvaarbaar nie. En solank as wat hulle in my huis leef, geld daar sekere reëls. As hulle nie meer in my huis leef nie, dan is hulle verantwoordelik vir hulle self. Nou, as God my 'n seun noem, dan aanvaar ek, hy het ook 'n verwagting op my, nê. So die vraag wat ons vandag vir mekaar moet vra is wat sê my tradisie nie, maar wat sê die skrif? En hoe leef ek dit uit? So die eerste punt wat ek wil maak is dat Jesus Christus is God se finale openbaring. Ek kan nie vir jou 'n nuwe openbaring bring nie. Ek het al baie sondae, dan dink ek, of as ek voorberei vir 'n preek, nê, dan dink ek, mens sê eintlik dieselfde ding oor en oor en oor, net van 'n ander hoek af. Daar's een boodskap, daar's een sentrale boodskap, nê. Die woord het nie 15,000 of 1 miljoen of wat ook al, legio verskillende boodskappe nie. Daar's een sentrale boodskap. Van die begin van tyd af, nê, Genesis 1. En die begin was die woord was met God en die woord was God, nê. Johannes 1. En die woord is aan ons geopenbaar, nê. In die begin hy in die begin was Christus was God, nê, en deur hom is alles geskape, dit wat uit God se mond uitgekom het. En dan kom hy in Johannes dan sê, okay, maar daai selfde Christus wat alles geskaap het, is nou hier en word aan ons geopenbaar. So as jy deur die skrif gaan, die tempel is gebou om ons aan Christus toe te wys, nê. Alles is gebou om na Christus toe te wys. Toe die Jode die lam moes offer, nê, en die bloed moes smeer, en alles was gedoen om na Christus toe te wys. Daar's een boodskap. Ons het een boodskap om oor te dra. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 staan daar, God het in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun, deur die seun. In Johannes 1:18, die enige gebore seun, hy het hom verklaar. En dan in Judas 3, die stryd vir geloof was eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. So, voordat ons van die gawe praat, nê, moet ons verstaan waar kom hierdie gawes vandaan. En ons moet begrip hê dat ek en jy kan slegs staan op die fondasie wat Christus, wat Ouboet vir ons gebou het. Hy het vir ons toegang gegee tot hierdie fondasie.
Hy het vir ons die vermoë gegee om van God die Vader te ontvang. So God se finale openbaring is nie deur 'n profeet nie. Dit is interessant hoe ons gisterand nou, ons het gereik kyk gisterand, ons van die stadion af terugry, nou ry ons deur, nou van die GP ons is om sommer so deur die middestad, nou sien ek hier's so groot kerk, nou al die geboue is so nogals vuil en jy weet maar, rondom hierdie kerk is net ligte en 'n sign en jy weet, en daar is iets van hierdie groot profeet wat nou hier gaan praat, staan daar. Ek dink okay, maar jy weet so sekere kulture word en dan kry jy daai profeet in Pretoria Oos en Silver Lakes bly daar 'n profeet. Nou een van my pelle bly oorkant hom. Nou hy sy hele huis se oppervlakte onder die huis is daar 'n garage. Vol karre. En jy moet betaal vir hierdie profeet om nou met jou te praat. Nou dis nie God nie, nê. Ja, julle sal saam met my stem. Nee, want mense wat regtig die Here dien, se harte is nie so. Want wie het genoeg om God te koop? Hoeveel is genoeg? Wie het genoeg om God se hart te koop? Nee. Christus het dit verniet gegee, sonder prys. Nee. Hy het die prys betaal. So God se finale openbaring is nie deur 'n profeet nie, dis nie deur 'n droom nie, dis nie deur 'n visioen nie. Dis slegs deur Jesus Christus. Met ander woorde, ek kan nie byvoeg tot die evangelie nie. Jy kan nie byvoeg tot die evangelie. En enige iemand wat na jou toe kom en vir jou 'n gawe wil bied van die Gees, nê? Al wat hy het om vir jou te gee is Christus en Christus. Niks meer nie, niks minder nie. So die skrif getuig van hom wat geopenbaar is en deur wie alles geopenbaar is en daai godsvrug. So daarom glo ons, nê, 'n profesie kan nie nuwe leer byvoeg nie en hy kan nie nuwe openbaring bring bo die skrif nie en geen geestelike ervaring kan Christus vervang. Met ander woorde, daar's geen ritueel wat ons vandag kan pleeg wat Christus kan vervang. Ons kan nie 'n ritueel hier pleeg, nê? En ek gee nou nie om waar jou ritueel begin het of die oorsprong daarvan nie. Daar's niks wat ons kan doen wat Christus kan vervang. Die ou kerkvaders wat nie water gehad het nie, hulle self in die woestyn in die sand gedoop. Is dit 'n mindere doop? Ons moet by daai punt kom, nê, waar toe Dawid die tempel ingaan, nê, en hy van die toonbrode gevat het en dit geëet het en vir sy manne gegee het, nê. En iemand anders te gaan in en hulle doen dieselfde en hulle word dood neergeslaan. Wat is die verskil? Ek moet glo dat dit 'n hartgesindheid is, nê. Ek moet glo dat God na die hart kyk. So die openbaring van God word voltooi in en deur Christus en hierdie waarheid waarmee elke gelowige moet saamstem. Maar daai selfde waarheid beteken dat God hou nie op werk net omdat Christus reeds die openbaring is. Want wat kan jy vandag vir jouself in die spieël kyk en sê, ek het 'n volledige openbaring van Christus. Ek kan hom sien volkome vir wie en wat hy is. En kan ek myself ontneem van die openbaring van Christus wat in jou is? En so wanneer ons stil bly, nê, wanneer ons nie die woord spreek wat die Here op ons harte plaas nie, ontneem ons medemens van die stuk van God wat hy binne in ons geplaas het. God sê jy is in sy beeld en in sy gelykenis geskaap. Met ander woorde, daar's 'n deel van jou, die deel wat nou nie deur jou juffrou of jou mamma of jou skool of jou ouma of jou oupa of jou tannie gevorm is nie, daai deel van God wat deur hom in jou ingeplaas is. Dis die deel wat ek graag wil sien. Ek wil God in jou kan sien. Net ek sal luister en ek glo hy wil homself ook doen wat hy vir my vra.
Wat groot is. So die tweede punt is dat Heilige Gees werk steeds. Handelinge 2:17 staan daar, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. In die privaatheid van In 1 Korintiërs 12:7 staan daar, en elkeen word die openbaring van die Gees gegee tot voordeel van almal. En dan 1 Korintiërs 14:1 sê, beywer julle vir die geestelike gawes. So nou as ons Pinkster elke jaar vier, dan herinner ons onsself aan hierdie gawes, nee? God se woord. Wat Heilige Gees is uitgestort en die gawes het gevloei. Seën julle met die genade om Heilige Gees te volg. En dan maak ons 'n groot storie daarvan om te sê, okay, maar Pinkster het gebeur om te bou, en die gawes was geopenbaar. En ek seën julle om Dan is my vraag, maar in geloof soos wat Abraham gestap het. Waar's daai gawe? En ek seën julle met die vermoë. Hoe lyk dit vir my? Liefde te bly soos wat Josef in liefde gebly het. En ek seën julle met die jy hoef genade nie te om jou kies koning tussen Christus, nee, soos wat Moses het. en tussen Heilige Gees. En ek seën Dit voel julle vir my asof sekere tradisies so ons probeer forceer om daai keuse te doen. En ek seën julle met die sekere genade. tradisie sê vir ons ek moet kies swak te wees. tussen die tradisie en dit wat die woord Gideon sê. swak. Sekere goed van die woord kan ek vat soos wat daar staan en ander goed met die van die woord genade wat om ek te weet luister soos wat Samuel gedoen saggies toe pas. het. Met die geloof. Ek hoef nie te Vandaag. kies tussen Christus en die Gees. Ek As seën ek Christus kies, dan kies ek die Gees. van Jesus Christus. As ek die Gees kies, dan kies ek Christus. Want ek kan nie die Gees kry sonder Christus nie. Amen. En ek kan nie Christus kry sonder die Gees. Ek kan nie Jesus in jou openbaar met sy Heilige Gees die Christus aan my geopenbaar het nie, nê? Ons stem, die woord sê ons so, nê? Ek kan nie die openbaring van genade kry mits die Gees dit nie in my geopenbaar het nie. So ek het die Gees nodig. Maar net so het ek Christus ook nodig. En die Gees verheerlik Christus. So as ons gaan lees in Justin, hy was 'n martelaar geweest, nê, en Irianus, en hulle het in die tweede eeu getuig, nê, die tweede eeu na Christus, het hulle getuig van die gawes van die Gees wat in hulle kerke gefunksioneer. Hulle het in eie oë gesien, hulle het daarvan geskryf en gesê die gawes van die Gees funksioneer steeds in ons midde. So die gedagte dat dit net vir 'n tyd was, nee, dra nie water nie. En dan kan ek vir jou in die boek in geskiedkundige boeke gaan wys, nê, hoe in al die oorsprongskerke hoe die gawes van die Gees gemanifesteer. So ek en jy het nie 'n verskoning nie. Maar ons geloof, nê, rus nie net op getuienisse van ander nie. Ons geloof moet rus op die woord van God. So ek en jy gaan nie op my oortuiging nie. Want ons almal het 'n opinie, nê? Maar 'n opinie is soos 'n onderarm, nê? Jy ryk hom net as jy hom oplig. Weet so 'n opinie is van so 'n aard dat die oomblik as jy hom lig, dan is dit geopenbaar, nê? Almal weet wat jou opinie is. Maar ek het 'n opinie en jy het 'n opinie, nê? Nou wie se opinie is reg? My geloof en ek vertrou dat jou geloof ook rus op wat in die woord van God staan. Nie op 'n ander se opinie nie. My skoonpa het altyd so mooi ding gesê. Hy het gesê die woord van God is so eenvoudig, nê? Dat 'n kind dit moet kan verstaan. En jy het 'n slim ou nodig om jou te help om dit te misverstaan. So ons moet by daai plek kom waar ons die woord van God so eenvoudig as moontlik maak sonder om die kompleksiteit en die diepte van die woord te verloor, nê? Maar dit is so eenvoudig soos dit. So ons geloof rus op sy woord. So hoekom het God vir ons gawes gegee? 1 Korintiërs 12:7 staan daar, dis tot voordeel van almal. So die gawes van die Gees is nie daar om jou af te trek of om jou te verneder of om jou te vernietig of om enigiets weg te vat nie, dis tot voordeel. En dis tot voordeel van almal. Klink amper so sosialisme, nee, dis tot voordeel van almal. Nee, maar die gawes van die Gees is werklik tot voordeel van almal. Efesiërs 4:11-13 staan daar om die Heilige Gees toe te rus vir hulle dienswerk. Dis waarvoor die gawes daar is.
Dis om jou te help, om daai verantwoordelikheid wat ek van gepraat het, wat saam met jou kindskap kom, en daai posisie wat jy inneem. Dis waarvoor die gawes daar is. So dis om jou toe te rus as gelowige, om die koninkryk van God uit te brei en om Christus te verheerlik. Dis waarvoor die gawes daar is. En elke gawe is 'n bediening. En elke bediening is 'n diens. En elke diens wys uiteindelik na Jesus. Nie na my, nie na jou. Dit openbaar hom. So, wat is profesie? Die Griekse woord van profesie beteken letterlik om namens God te praat. So ek sê iets namens God. Met ander woorde, ek is sy spreekbuis, ek is die persoon wat iets sê wat hy nie nou wil, hy vra vir my om iets te sê vir hom. So dit kan dalk toekomstige gebeure openbaar, maar in die Nuwe Testament, sien ons dat die primêre funksie van profesie en van hoe God homself openbaar anders toegepas is as wat dit in die Ou Testament toegepas is. Want in die Ou Testament het God 'n profeet gekies. En daai profeet was gesalf en hy het 'n mantel ontvang en hulle het gegaan en hulle het nogal 'n moeilike werk gehad, dink ek. Ek dink dit is nogal 'n ondankbare job. Daai man moes gaan en hy moes gaan na sterk manne toe, wat nie noodwendig baie genade of deernis gehad het nie. En dan moes hy vir hulle sê, hoorie, so jy is verkeerd. En jy is so verkeerd dat die Here gaan jou vervloek. En dit en dit gaan met jou nageslag gebeur. Maar nie een van daai manne, daai konings het Heilige Gees gehad. Ek en jy, ons geloofsoortuiging begin by die beginsel dat Heilige Gees het Christus van jou geopenbaar en die werk wat Christus gedoen het. Met ander woorde, jy kan nie vir my sê jy kan die Heilige Gees se stem hoor nie, want as jy Jesus bely het, het jy reeds een keer sy stem gehoor. So 1 Korintiërs 14:3 staan daar, hy wat profeteer spreek tot mense woorde van stigting en troos en bemoediging. So ware profesie in ons tyd, bou op en dit bemoedig en dit vertroos en dit roep tot bekering en dit openbaar Christus. So ware profesie bou nie my vlees op nie, dit bou my gees op. Met ander woorde, as ek na jou kom en vir jou sê, hoor hierso, ek voel die Here sê vir jou so, Nou ek het al 'n woord vir iemand gekry en dan is dit 'n woordjie of 'n dit, soos 'n sinnetjie, En dan het ek al ander mense gehoor profeteer dan soos 15-20 minute lank. Dan luister jy na die 20 minute en dan aan die einde van die 20 minute dan kan jy nie sê wat dit sê nie, want dit is so wyd. So, met ander woorde, 'n profetiese woord in ons konteks, 'n Nuwe Testamentiese konteks. Dis nie 'n tweede Bybel nie. Dis Heilige Gees wat 'n waarheid wat God wil oordra aan jou openbaar, deur 'n ander persoon. Dis so eenvoudig soos dit. So hoe lyk dit wanneer ons onderskei? 1 Johannes 4:1 sê, beproef die geeste of hulle uit God uit is. En 1 Korintiërs 14:29. Met ander woorde, daai stelling, as die woord vir jou sê, jy moet die gees beproef. Daai stelling insinueer dat die vyand lieg, En dat hy kom met verwarring, en hy kom met leuns, en hy gaan kom met woorde wat nie van God af is. Met ander woorde, daar gaan mense wees, wat goed sê wat nie eerbaar is nie. Wat woorde bring wat nie van hom af is nie. 1 Korintiërs 14:29 staan daar, laat 2 of 3 profete spreek, en laat die ander dit beoordeel. Met ander woorde, as ek 'n woord bring, vir Jan of vir Gert, dan moet hulle onder mekaar praat. En hy moet dit deel met sy gesin, en dan moet hulle vir die Here vra, maar is dit wat u sê, Here, of is dit wat Pieter gevoel het? Is dit sy opinie, of is dit wat die Here sê?
En dan slegs as hy voel, dis wat die Here sê, dan vat hy dit. Want ek kan ook 'n fout maak, nee. So ons luister wanneer God spreek, omdat God spreek. En omdat mense feilbaar is, nee, onderskei ons. Maar net omdat jy 'n fout kan maak, gaan jy nie probeer nie. En dis die vraag wat ons vir onsself moet vra, in die uitleef van ons geestelike oortuiging. Net omdat ek onseker is, nee, van die uitkoms, gaan ek nie beweeg nie. Net omdat ek presies nie weet nie, gaan ek nie die water toets en kyk, of Heilige Gees nie dalk in en deur my iets wil doen nie. In Matteus 7:16 staan daar, aan hulle vrugte sal julle ken. So die vroeë kerk het niks bygevoeg by wat Jesus geleer het nie, nee. Hulle het slegs sy woorde toegepas. En dit moet ons benadering ook wees. Nou die atmosfeer waarin die gawes, alle gawes van die Gees, nee, die atmosfeer waarin dit moet funksioneer is liefde. As ek enige gawe openbaar, maar is nie uit 'n hart van liefde uit nie, nee, dan wonder ek of dit van God af is. So Paulus plaas hierdie eis, en hy sê in 1 Korintiërs 13 doelbewus, nee, tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 14. In 1 Korintiërs 13, 1 en 2 sê hy, al sou ek die gawe van profesie hê, maar ek het nie liefde nie, dan is ek niks nie. Met ander woorde, ek kan al die gawes van die Gees hê, nee, maar as dit vir myself is, vir my eie gewin is, nee, dan het ek niks. In Galasiërs 5:22-23 staan daar, die vrug van die Gees is liefde, nee, en dan openbaar hy die res. Die gawes openbaar God se krag, en die vrug openbaar God se karakter. Met ander woorde, dit help nie net ek die gawe en ek kan God se krag demonstreer, maar ek kan nie vrug van daai gawe vir jou, jy weet, en dis hoekom ek begin het by iemand verkies 'n piesang of 'n peer of 'n appel, nee. Iemand verkies liefde of 'n ander ou, maar na laasweek se gesprek het ma met my gedeel oor die vrug van die Gees, nee, is enkelvoud vrug. Met ander woorde, ons hou daarvan om te dink en te sê, okay, maar dis menigte vrugte, maar eintlik is dit 'n lemoen met verskillende skywe. Nee. Met ander woorde, ek kan nie sê ek het die vrug van die Gees, maar ek het liefde, maar vet weet, geduld het ek nie. Of genade het ek nie, of wat ook al, nee. Dis een vrug, dis nie verskillende vrugte nie. So ek kan nie kies en sê ek verkies die ene bo daai nie. Of hierdie ene kom vir my natuurlik, maar daai ene kom nie vir my natuurlik. En net so in die woord kan ek ook nie die gawes kies nie, nee. Ek kan nie kies en sê, Here, ek verkies hierdie gawes want ek is gemaklik hiermee, maar hierdie gawes, dis nie vir my nie, want ek is nie gemaklik nie. God soek albei. Hy soek karakter en hy soek vrug. En hy soek sy gawes, hy soek krag ook. So die gawes word uitgeleef. En ek dink dis die kruks, nee. Dis is maklik vir ons om op 'n Sondag bymekaar te kom en dan te sê op 'n Sondag ons soek die Here. En dan op 'n Sondag is die las dat die gawe moet vandag geopenbaar. Maar ons is vir 'n uur of dalk 2 ure bymekaar op 'n Sondag, nee. En dan vir die res van die week, waar is die gawes dan? Ek en jy behoort so te leef dat dit deel is van ons lewens elke dag. Soos wat jy gewoond is om jou tande te borsel, nee. En wat jy gewoond is om jou skoene aan te trek, en gewoond is om jou roompie te smeer, of jou dit of jou dat, nee. Moet ons gewoond raak om te vra, Here, maar wat wil U vir Koos sê? Wat wil U vir Jan sê? Wat wil U vir Thys sê? Wat wil U vir wie ook al sê? Is daar iets wat is daar iemand wat ek kan bemoedig vandag?
Is daar iemand vir wie ek kan bid vandag? Is daar 'n woord wat jy vir iemand het vandag? En dan vat dit kos jou dalk 5 minute, nee, maar dit red dalk 'n lewe. Of het openbaar 'n faset van God wat daai persoon nooit geweet het bestaan nie. So wanneer ons toelaat dat hierdie gawes, nee, dat God se woord aan iemand oorgedra word, dan kan ons leer met getrouheid en ons kan dien met nederigheid en ons kan gee met vrygewigheid, want dis nie ek wat gee nie. Julle hoor, dis nie ek wat vir jou iets gee nie. Dis nie my woord nie, ek gee slegs dit wat God gee. En dis daai onderskeid. So Jesus bly die middelpunt, nee. In Openbaring 19:10, die getuienis van Jesus is die gees van profesie. En in Johannes 16:14, hy sal my verheerlik. So, dis die finale toets van elkeen van die gawes, nee. Is verheerlik dit Jesus of verheerlik dit 'n mens? Tel dit 'n mens op of tel dit Jesus op? En die stem in die skrif moet saamstem, nee. Bou dit die gemeente op of bou dit die persoon op? Bring dit vrug van die gees voort of nie? So ek en jy hoef nie tussen die woord te kies en tussen die gees te kies. Ons hoef nie tussen 'n tradisie te kies en 'n nuwe oortuiging te kies nie. Al wat ons kies, nee, is om God se woord deel te maak. En die gees wys altyd terug na Jesus toe. Die gees wys, die seun Jesus het gesê, ek stuur vir julle die gees. En as gevolg van Christus is Heilige Gees uitgestorm. So ons staan op die skrif, en die gesag van die skrif, en dan verwelkom ons Heilige Gees in ons midde. Ons maak hom deel. En dan beoefen ons onderskeiding. Dan vra jy vir my, maar hoe doen mens dit? Dis maklik. As Christus jou meet, nee. Kan jy nou dink, die dag wat God jou nog gaan meet, en hy moet nou al jou vrug meet, en dan is dit nog steeds nie genoeg. Nee, maar gelukkig, al wat God gaan meet, is Christus in jou. Hy gaan nie jou meet nie. Hy gaan nie meet of Hansie oulik genoeg was, of mooi genoeg was, of ryk genoeg was, of goed genoeg was met die gawes nie, nee. Al wat hy gaan meet is Christus in Hansie of nie. Al wat hy gaan sien, hy gaan nie my sien nie, hy gaan Christus in my sien. En in die oomblik as hy Christus in my sien, dan sê hy, okay, Pieter is alright, hy kan maar gaan. So ek en jy hoef nie te ywer om iets te wees wat ons nie is nie. Al ywer wat ons in ons moet hê, is om Christus in ons te openbaar aan die ou langs ons. Met ander woorde, my oortuiging, nee, is, as God my kan red, dan kan hy regtig enigiemand red. As God deur my kan praat, dan kan hy deur enigiemand praat. Want ons almal kom kort. So die kerkvaders herinner ons daaraan dat selfs van die begin af, nee, was die Gees welkom. En die hervormers het ons herinner dat die skrif is die hoogste gesag. So die skrif is die standaard. In die Pinksterbeweging het ons daar weer herinner dat Heilige Gees nog steeds werk. Ons toets als, ons behou die goeie. Ons kyk na als en dan behou ons die goeie. So daarom, nee, as ons aan gemeente dink, dan dink ons aan, ons is 'n gemeente wat gewortel is in die woord. Ons is 'n gemeenskap, 'n gemeente, nee, wat gevul is deur Heilige Gees. Ons is 'n gemeente, 'n gemeenskap, wat ryk is in onderskeiding van Gees. Ons is 'n gemeente, 'n gemeenskap, wat oorvloedig is in liefde. Ons is 'n gemeente, 'n gemeenskap, wat getrou is in diens.
omdat ons 'n gemeente en 'n gemeenskap is, wat Jesus Christus verheerlik. In Korintiërs 14:1, jaag die liefde na, en beywer vir julle die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. In Openbaring 19:10, die getuienis van Jesus is die gees van die profete. Met ander woorde, Heilige Gees. Nee. Die getuienis van Jesus is Heilige Gees. Nee, wat in my geopenbaar word, en wat God se woord deur my openbaar. So aan hom behoort al die eer, en al die heerlikheid en die koninkryk, van nou af tot in ewigheid. Sal julle die oë sluit? Ek seën julle met die vermoë om Heilige Gees se stem te hoor. Ek seën julle met die vermoë om dapper genoeg te wees om dit te deel met die wie God rondom jou geplaas het. Ek seën jou met die gawe van die Gees. Mag jy sy stem hoor, mag jy sy wil leef, mag jy sy guns ervaar, mag jy die gawes en die vrug van die Gees elke dag van die week beleef. En mag Heilige Gees in en deur jou Jesus verheerlik, van nou af tot in ewigheid. Amen.